Hallo julle, ou pan is weer bly ek gebruik om vir 'n slag. Maar wat is nou lekkerder as 'n ou murgbeentjie en 'n vullet so op die vuur. So binne in pan. Word net so 'n bietjie hitte en sit hom direk op die kwale. As hy. Kyk net hoe lekker loop hierdie water. En soos julle kan sien, is dit lekker vuil, so dit het onlangs gereën. En daar waar daai rooi kringetjie is, kan ek nou vir julle wys. Daar's 'n seekoei en 'n kalfie. Kyk net daar. O jene ja, en voor ek vergeet, ons is in en om die omgewing van Skukuza. En hierdie video is vol aksie. Dat ek net hier aftrek, want daar waar daai rooi kringetjie nou is 'n klein wit reier. En jy ken hom gewoonlik uit aan sy geel voete. As jy nou mooi kyk, sal jy sien hierdie ouetjie het geel voete. Wag net dat hy daar uitkom. Kom nou, by jou voete. Daar sy geel voete. Sien julle? Dis 'n klein wit reier. En hierdie groot visvanger noem ons 'n reuse visvanger. Van hier af gaan ons Marula loop toe. En Elsie wys vir my. Daar's 'n klomp buffels. Ek moet vorentoe ry want ons gaan hulle daar kry. Nou ja, hier is hulle. En hier's 'n paar in die pad ook wat oorloop. Maar ek kry gou my kameraitjie reg en ek begin hulle afneem. En daarvoor is hulle al besig om oor die pad te loop. Nou daar het ek aan die ander kant 'n buffel gesien met baie mooi horings. Kyk hierso. Hierheen, kyk hoe lyk haar horings. Dis 'n koei. En hier is 'n verskriklike groot bul. Kyk daai ding se nek, my genade. Wag, ek wil net gou weer 'n bietjie kyk na hierdie koei. Kyk hoe mooi is hierdie horings. Nou ek is nou nie 'n jagter nie, maar ek dink dit sal seker 'n trofee wees daai. En hierdie is 'n rooibek renostervoeltjie. En jy kry ook die geelbek, maar hier is die rooibek renostervoeltjie en hy sit op 'n buffel. Nie op 'n renoster nie. Maar hy hou van vog en bloed. En dis hoekom hy heeltyd daar in die neusgate is. En ek kry 'n boodskap dat daar leeu's op die Babeni pad is. En ek laat baie soet. Nou ja, let's go troepie. Alles is beter met rock and roll vorentoe. 50 km/h. Nou ja, toe ek hier kom, toe sien ek 'n klomp karre. En ek hou mos nie van sulke karre wat op 'n knop is nie, so ek ry nie soontoe nie. So ek op en af, en ek kom staan toe hier een kant. Maar my genade, toe ek daar diep in die bos kyk, toe sien ek daar's 'n wyfie leeu. En ons hou natuurlik vir 'n hele ruk dop. En na so 'n hele ruk toe staan sy op en sy gaan vorentoe, want vandag of vanaand gaan hulle buffels jag. Dis verseker. Nou ek wil net vir julle wys, hier aan die regterkant van die pad. Hier kan julle sien hoeveel buffels is daar. En daar voor is die karre. Nou vir julle wys, kyk daar is al die karre. Nou aan die linkerkant van die pad, daar lê die leeu's wat almal nou omkrom. Maar hulle besef nie dat hier aan die agterkant is dinge besig om te gebeur nie. Nou terwyl al die leeu's daar lê, begin die buffels nou oorgaan in die rigting van daai leeu's. Nou is ek bang as daai leeu's daar opspring en hulle jag hierdie buffels,
gaan hulle mos nou teen die karre vashardloop, so ek bly weg daar. En terwyl ek daar sit, toe kom hierdie mannetjie tevoorskyn en ons het hom glad nie gesien nie, tot nou toe. En hy's op pad na daai buffels toe. Maar hy wil nie deur daai dip loop nie, lyk dit vir my. En toe ons nou weer sien, kyk hierso wat gebeur. Toe kom hierdie leeu so waar as wraggies die ander kant die bos uit, reg op my afgestap. Kyk hier, kom hy uit. Hy's so naby. Ek kan hom nie eers mooi afneem nie, ek neem net sy bolyf af. Ja, en toe hy verby troepie is, toe gaan hy weer in die bos in. En ek hou hom dop. Hy is op pad na daai buffels toe, dis verseker. Nou intussen tyd het die buffels bietjie meer lewendig begin raak. En hulle begin toe nou so in die rigting stap van waaraf daai leeu nou gekom het. Maar kyk net hoe baie buffels is hierso. Hier is 'n klomp buffels. Ek dink as ek 'n leeu was, sou ook lus gewees het vir een. Ja, en hier is hulle, die wyfie en die mannetjie, en hulle is reg voor daai buffels. Kyk daar, ek dink dis omtrent, maksimum 12 meter van hulle af. Nou die buffels is redelik kalm om die leeu's, ek is eintlik verbaas, maar daai een buffel daar verloor het so bietjie, en begin aandraf, en net daar begin die wyfietjie besluit, nee, dis nou so half tyd, om hulle in 'n rigting in te jaag. So wat vir my baie mooi is die leeu's, is eintlik so georganiseerd. Instink vat regtig oor, die wyfietjie doen haar werk en die mannetjie bly agter. Ek weet nie presies wat hulle plan is nie, maar net voor daai mannetjie, daar is die buffels is daar, hulle is nie ver van hom af nie, maar sy is nou weg. Nou hy lê en kyk vir hulle. So ek dink, hy raak so 'n bietjie senuweeagtig en stap weg. Kom ons hou 'n bietjie dop wat doen hierdie ou. Nou nadat hy so bietjie weggekruip het daar agter die klip, toe kom hy weer uit. En daar loop die buffels weer voor hom weg, maar hy skrik so bietjie daarso. Ek dink hy het gedink daar's een langs hom. Wat maar, bietjie senuweeagtig sou ek sê. Nou daai mannetjie leeu bly in daai rigting kyk. So hy verwag seker dat die buffels na hom toe gejaag gaan word of so iets. Maar toe ons weer sien, toe kom die wyfie in daai rigting uit. En die buffels jaag haar. Kyk hoe kom hulle agteraan. Dus hy moet nou spore maak. Maar toe hulle nader kom, toe hardloop en hy spring op die rots. So hy het nou al net nou gekyk dat dit 'n veilige plek is. Toe hy lê nou daar en daar kom die wyfie ook. Nou net aan die ander kant daai bos reg voor hierdie leeu. Daar's die buffels, hulle is net daar. So hierdie twee sit nou hierso en die buffels is voor hulle. Maar dis maar hoe dit werk, kat en muis spel. Net nou werk almal saam en dan trek hulle 'n buffel plat. Nou daar gaan die wyfie weer.
En dan net agter hy leeu, so jy sien, daar steek 'n buffel se kop. Ek kyk, maar koning leeu, hy sit nou op sy troon daar, en hy hou die buffels dop. Maar laat ek julle vertel, vandag was 'n verskriklike warm dag. Nou hou bietjie vir koning leeu dop. Hy sit daar op sy crown jewels, en die klip is warm, man. En die man sukkel om stil gesit te kry, want daai goed moet nou nie gaar word nie. So, dis nie so gemaklik daar nie. Hy besluit toe, nee, daai klip is te warm. Daai troon is te warm vir hom. Hy gaan maar eerder af en onder gaan lê. Ja, nou ongelukkig raak dit donker en ons moet terug gaan kamp toe. So ons kan nou nie verder kyk om te sien wat gebeur nie. Maar ons is die volgende oggend vroeg voor son op weg om te kyk wat ons vandag kan sien. Dalk weer iets baie opwindend. Nou hierdie paadjie wat ons uitry, dit is van die navorsingskamp af en dis waar ek en Els gebly het. En sy naam is Nwaswitshaka. Nou ek hoop ek sê dit reg, maar ek skryf hom vir julle hieronder dat julle self kan sien hoe mense dit spel en uitspreek. Nou hierdie navorsingskamp is so langs die rivier en dis ook die rivier se naam daai. En dit is so in die Staff Village. En hier in die pad is hordes hyenas. Het lyk of hulle op partytjie hou in die pad, daai tyd van die oggend. En die sonnetjie steek sy kop so net uit en jy kan mooi sien hoe lekker het dit gereën deur die nag. Kyk net hoe lê die plasse water hierso. En die diertjies is gelukkig, man. En ons sit 'n hele rukkie by hierdie droë loop en kyk hoe speel hierdie bobbejane. Maar toe ons verder gaan, toe is ons lekker verras, want kyk wat kry ons. En hierdie keer is daar nie baie voertuie nie. Ons is omtrent net 3 voertuie hier. En hierdie mannetjie leeu het daar uit die bos uit gestap gekom. En kyk wat 'n pragtige dier is dit hierdie. Nou hy loop so vorentoe en dan draai hy om en dan loop hy weer terug. Ek kan nou nie eintlik uitmaak wat wil hy doen nie, maar ons is baie gelukkig want nou kry ek kans om hom lekker af te neem op my gemak. Hy loop mooi op en af. Baie mooi, pragtige dier. En terwyl ek hom so afneem, toe ek en hy so oomblik. Kyk net toe kyk hy vir my. Hallo leeu. Man, ek dink dis een van die mooiste leeu's wat ek in 'n lang tyd gesien het. Hierdie ou is daar maar statig hoor. Kyk, hy is mooi.
Nou ja, nadat hierdie pragtige leeu op en af het hierso, toe sien ons wat was sy storie. Sy broer het daar onder die bosse gelê en hy wou gehad het sy broer moes saamgaan, maar sy broer was nie lus vir dit nie. So hy het maar net daar gebly. Nou ja, die mooi leeu met die swart maanhare het toe sy broer daar gelos en geloop. Toe ry ons ook maar. En hier het ons 'n knobbel eend met sy gesin. En daar's 'n indringer en hy sê, ek gaan vir jou oeterman. Hy sê, vat so 'n linker en 'n regter, 'n linker en 'n regter. O nee, stoor hom in die bors, 'n linker en 'n regter. Ja, kom ons kyk hoe lyk dit in stadige aksie. Eers maar hulle klap vir mekaar, big time daarso. Nou ja, as jy jou familie verdedig, moet jy aanhou tot die aanhou verloor. En daar gaat hy bly die wenner. Hardloop agter hom aan, as hy op nou gaan kry, gaan hy hom soms kophok. En hier het ons weer 'n koran wat in die bos staan en ons noem hom 'n boskoran. Kyk net hierdie pragtige mooi kudu-bulle hierso. Ek dink daar's omtrent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 van hulle. Maar is hulle nie mooi nie. Maar waar ons nou trek, ons is nou so langs die Sabie rivier in die rigting van Laar Sabie. Nou, jy moet oor die groot brug ry om daai grondpad te vat. En dan draai jy regs in hom af. Maar dis 'n gunsteling plek van my. Kyk hierdie mooi bome. Ons het besluit om daar om te draai en terug te gaan meer na Skukuza se kant toe. En hierdie is ook op een van daai deurpaadjies. En nou lê die Sabie rivier aan jou linkerkant. En ons ry weer eens in die rigting van Laar Sabie. Nou ek hou daarvan om hierdie paadjie te ry, want ek het nou al wilde honde en luiperd op hierdie pad gesien. Maar vandag is ons nie so gelukkig nie. Maar ten minste hierdie harde koolboom, hy staan nog hierso en ek hoop hy gaan nog vir baie jare daar staan. Nou laat ek net in hierdie rivier loop stop. Nou sien julle daar waar ek wys, daar is die teerpad daarbo. En 'n luiperd het 'n ruk terug binne in daai pyp gelê. En iemand het 'n foto daarvan geneem en gesê, hulle sien niks in die Kreerwiltuin nie. En dit was nou vir die kar wat daarbo oorgery het. Nou hier is nou weer by die groot brug. En ons gaan nou oor hom gaan, maar net voor ons oor hom gegaan het ons hierdie seekoei gekry. En hy was aan die linkerkant van die pad, maar kyk hoe chomp hierdie ou die gras hoor. Daar ver voor is 'n reuseryer. Wag, ek gaan stil hou, dan neem ek hom gou af wat julle kan sien. Daar's hy. Inzoom en kyk hoe mooi lyk hy met sy rooi kop en grys lyf. Ja, en nou is ons op die Marula loop. Nou hierdie pad is 'n pad vol potensiaal. Jy kan hom maar elke dag ry. Jy kan hom in die oggend ry en jy kan hom in die aand ry. Een of ander tyd gaan jy iets op hom kry. Ek het al luiperd, wilde honde en leeu's op hom gekry. Nou ja, as jy al my video's kyk en jy het my laaste video gekyk wat sy naam Tsenze was, dan sal jy onthou dat ons baie bekommerd was oor die reën. Die buffels het so teen daai
rivierwalle gestaan wat so droog was, en as hulle so beweeg het, was dit net stof. Ek weet nie of julle kan onthou nie, anders moet jy hom weer kyk, maar kyk hoe gelukkig is ons. Kyk hoe lyk hierdie weer hier, en ons het al klaar reën gehad, hier's weer reën, kyk net hoe lekker is dit. Ai man, ja, maar as dit so reën, dan is dit nog so 'n bietjie moeilik om die diere te sien, want hulle kruip weg. So ons maak maar die besluit om terug te gaan kamp toe, en dan kan ons weer 'n bietjie later uitkom. So hier is ons nou in die rigting van daai snaakse naam kamp van ons, maar wag, laat ek net hier gou stilhou, hoor hoe skree hierdie paddaatjies hierso. Luister gou hierso. Nou as jy tot hier gekom het, is jy 'n regte ou vasbyter. Dan tot volgende keer julle. Kyk uit vir die volgende video. Bye!